Broeders en susters, hartlik goeiemôre, net so 'n paar opmerkings. Nommer 1, wil ek vir die dank vir die geduld. Geduld is 'n baie kosbare eienskap om te hê, en ek is so dankbaar vir die verdraagsaamheid wat jy het. Vanoggend het ons die heilige sakrament van die nagmaal in Carletonville gevier, so ek moes eers daar diens doen. Dit was heerlik om daar ook die heilige sakrament saam met hulle te geniet, maar ons boet altyd bietjie tyd in, en ek sê vir die dankie dat jy dit ook verdra. Nou wat die boodskapper betref, hier is 'n pragtige eksemplaar. Dit is een wat jy ook in die boekrak kan hou. Dit gaan oor dissipline. En is 'n baie belangrike een. Ek het 'n artikel geskryf vir die boodskapper, maar hy het gehoor uitgeval, maar hy is op die toepassing beskikbaar. So as jy op die foon kyk, daar is 'n toepassing net vir die boodskapper, en op die toepassing sal jy die artikel kan sien. Dit gaan dan spesifiek oor hoe lyfstraf toegepas word. En so, kyk gerus daarna. As jy hom nie kry daar op die toepassing, laat weet my, ek stuur hom gerus vir die aan. En dan net gou 2 dankies vir die week wat verby is, die mooi wat gebeur het. Aan die een kant vir ons soetsusters. Ja, ons het koeksusterbakkery gehad Vrydag, en ons sê baie dankie vir ons koeksusterspan. Hulle het hulle weer goed van hulle taak gekwyt, en ons is die Here so dankbaar vir daardie groot taak wat afgehandel kan word. En dan is ons baie dankbaar, ons het 'n nuwe lidmaatjie wat toegevoeg is tot die gemeente, Estie Jean. Ons is die Here dankbaar met die kleintjie wat gebore is. Ons is die Here so dankbaar dat die bevalling goed afgeloop het, en dat julle hier kan wees om weer vandag saam met te staan bid. Ons bid vir julle seën toe, die pad saam as ouers, en mag ons Hemelse Vader om 'n groot genade oor julle ontferm. Baie dankie ook aan ons draf, stap en fietsryspannetjie wat gister by die kerk was. Ons het hempies uitgedeel, en die blou span was hier in die strate vol, en dit was 'n heerlike dag, so baie dankie vir almal wat ook daar groot vreugde kilometers ingesamel het vir die gemeente. En dit is 'n lekker projek. Dit is baie lekker om betrokke te wees by hierdie projek, en dit is so groot is die aanvraag dat ons lyk my in die winter ook so 'n bietjie 'n projek gaan loods vir die winter. Nie swem nie, maar wel stap en draf en daai tipe goede, maar baie dankie vir hulle wat voorvat. Ons is die Here so dankbaar daarvoor. Kom ons word nou stil voor die Here. Kom, laat ons aanbid en neerbuk. Laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het, want hy is ons God, en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here. Ons sing gesang 74. Ons gaan 2 verse sing. Kom ons sing vers 1 en 2. En dit is 'n psalm wat getuig van God se genade. 'n gesang, 'n lied wat getuig van God se genade, maar ook vers 2 stel dit treffend. Christus, kom deur die ontferming, deur hom reik U ons die hand. U neem sondaars in beskerming, liefde ver bo ons verstand. Christus red ons deur sy dade, hy laat ons U liefde sien, liefde wat ons nooit verdien. Herskep ons uit genade, ons sal oor die liefde juig van dankbaarheid, dankbaar van die guns getuig. Vers 1 en 2, gesang 74, kom ons loof die Here. Alles is genade, onverdiende guns alleen, die verlossing uit die kwade, kan net die o God verleen. Die het ons eers lang tevore as die eiendom beskou, ons in Christus vasgehou. In hom is ons uitverkore,
Ons sal oor u liefde juig, dankbaar van u guns getuig. Christus kom deur die ontferming, deur hom reik u ons die hand. U neem sondaars in beskerming, liefde ver bo ons verstaan. Christus red ons deur sy dade, hy laat ons die liefde sien, liefde wat ons nooit verdien. Hy herskep ons uit genade, ons sal oor u liefde juig, dankbaar van u guns getuig. U kan terugblaai na Gesang 57. Ons gaan na die samevatting van die wet lees ons daar, sing ons daar die eerste versie as skuldbelydenislied en dan die laaste versie na die geloofsbelydenis vers 5. Gesang 57, vers 1 na die wet, vers 5 na die geloofsbelydenis. Lukas 10:25 en daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat hom versoek het deur te sê, Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En hy antwoord hom, wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Toe sê hy vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. Gods wet vra al ons liefde vir hom, ons God en Heer, en liefde vir ons naaste, dis wat sy woord ons leer. Geliefdes, is die woord van die Here sê in Spreuke 28 vers 13. Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Geliefdes, kom ons bely dit wat ons glo en elkeen spreek in sy en haar hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ons welvoeglik lewe, geheilig deur die Gees, bekleed met die Heer Jesus, gekruisig na die vlees.
Geliefdes, die Here praat vandag met ons uit sy woord uit Jesaja hoofstuk 10, ons lees vers 5 tot vers 34. Nou ek is omtrent soos die dominee wat sukkel om klaar te kry met sy preek. Elke keer as die gemeente nou dink, hy kom nou in vir die landing en dan styg hy weer op en dan maak hy nog so 'n draai. Maar ons maak nou vandag klaar finaal met Jesaja en volgende week gaan ons saam met Hebreërs en jy kan 'n bietjie kyk volgende week na Hebreërs hoofstuk 10 as deel van ons lydenspreke wat ons voorberei op Paasnaweek. Maar vandag reeds ook hierdie gedeelte, hierdie boodskap het betrekking op ons lydenstyd en paar trefwoorde. Ek wil vra dat jy veral oplet na die naam wat die Here hier van homself openbaar, wie hy is. Elke keer in hierdie gedeelte, ons gaan lees van vers 5 af, hoor u byvoorbeeld in vers 13, waar is dit? Vers 16 staan daar, daarom sal die Here van die leerskare. Nou kyk bietjie vir daardie woord, die Here van die leerskare. Dit word 'n paar keer herhaal in hierdie gedeelte en dis baie belangrik. Dit is 'n fokuspunt waar as het ware elke keer as die Here iets vir sy volk sê, dan sê hy kyk bietjie op en dan is dit wat hy oor homself sê. Die Here van die leerskare sê hierdie dinge. Hier word ook ander name van die Here gebruik, byvoorbeeld die Heilige van Israel. En wat gebeur hier? Hierdie is 'n gedeelte waar die Here praat oor Assirië. Jy sal sien die opskrif van vers 5 waar ons begin lees, voorspelling van die ondergang van die Assiriërs. Die beeld wat hy gebruik in vers 15 is dat hy Assirië die byl noem. En die toneel wat hom dan afspeel is dat hierdie byl sê, baie trots op homself, kyk wat ek bereik. En die Here sê in hierdie gedeelte, nee, jy is net die byl, ek is die houtkapper, onthou dit. En hoe hy aan die einde vir hierdie byl nou in stukkies breek, wanneer hierdie byl dink, hy is die een wat die kitaar slaan en die Here sê nee. En die teologiese vraag wat hier aangespreek word is, kan die Here boosheid, bose mense en bose magte gebruik in sy diens om sy verlossingsplan te volvoer? En die vraag is, as dit so is, dat die Here selfs boosheid gebruik, hoe werk dit? Dit is wat ons vandag gaan beantwoord, en waarna ons vandag gaan kyk. Maar dit is ook 'n boodskap vir jou en vir my, oor ons eie harte, wanneer ons soms hoogmoedig raak, en wat die Here van die leerskare vir jou en vir my sê daaroor. Kom ons verlustig ons in die woord van die Here, as ons klaar gelees het, gaan ons saam bid. Wee Aser, die roede van my toorn, en 'n stok is hy, in hulle hand is my grimmigheid. Ek sal hom stuur teen 'n roekelose nasie, en ek sal hom bevel gee teen die volk van my grimmigheid, om buit te maak, en roof in te samel, en om hulle tot 'n vertrapping te maak, soos modder van die strate. Maar hy bedoel dit nie so nie, en sy hart dink nie so nie, maar om te verdelg, in sy hart, en om nasies uit te roei, nie min nie. Want hy sê, is my vorste nie almal saam konings nie? Het dit met Kal nou nie gegaan soos met Karkemis, met Hamat soos met Arpad, met Samaria soos met Damaskus nie? Soos my hand die koninkryke van die afgode bereik het, alhoewel hulle gesneede beelde meer was as die van Jerusalem en Samaria, sou ek nie soos ek aan Samaria en sy afgode gedoen het, net so aan Jerusalem en sy afgode kan doen nie? Maar, as die Here al sy werk voltooi het op die berg Sion en in Jerusalem, dan sal ek besoeking doen oor die vrug van die grootsheid van die hart van Assirië se koning en oor die gepraal van sy hoë oë. Want hy sê, deur die krag van my hand het ek dit gedoen, deur my wysheid, want ek is verstandig, en die grense van die volke het ek verwyder, en hulle voorrade het ek geplunder. En die wat op trone sit, het ek soos 'n maghebber neergewerp. En my hand
het na die rykdom van die volke gegryp, soos na 'n voëlnes. En ek het die hele aarde bymekaar geskraap, soos 'n mens eiers bymekaar skraap, wat verlaat is. En daar was niemand wat 'n vlerk verroer, of 'n bek oopgemaak, of gepiep het nie. Kan die byl hom beroem teen die wat daarmee kap? Of die saag spog teen hom wat dit trek? As 'n verstaf hulle swaai wat hom ophef, as ook 'n stok hom ophef wat nie hout is nie. Daarom sal die Here van die leerskare onder sy vetes 'n maarte stuur. En onder sy heerlikheid sal hy 'n brand laat uitslaan soos die brand van vuur. En die lig van Israel sal 'n vuur wees en sy heilige 'n vlam. En dit sal sy distels en sy dorings verbrand en verteer op een dag. Ook sal hy die heerlikheid van sy bos en van sy vrugteboord verteer. Van die siel af tot die vlees toe. Sodat dit is soos wanneer 'n kranke wegkwyn. Die oorblyfsel van die bome van sy bos sal min in getal wees en 'n seentjie sal hulle kan opskrywe. En in die dag sal die oorblyfsel van Israel en die wat ontvlug het van die huis van Jakob nie meer voortgaan om te steun op hom wat hulle slaan nie, maar hulle sal steun op die Here, die Heilige van Israel, in opregtheid. Die oorblyfsel sal terugkom, die oorblyfsel van Jakob, na die sterke God. Want al was jou volk, o Israel, soos die sand van die see, net 'n oorblyfsel van hulle sal terugkom. Die verdelging is vasbesluit en vloei oor van geregtigheid. Want 'n verdelging wat vasbesluit is, sal die Here van die leerskare voltrek in die midde van die hele aarde. Daarom so sê die Here van die leerskare: O my volk wat in Sion woon, wees nie bevrees vir Aser wat jou met die staf slaan en sy stok teen jou ophef op die manier van Egipte nie. Maar nog 'n baie kort rukkie, dan is die grimmigheid ten einde en my toorn gaan uit om hulle te vernietig. En die Here van die leerskare sal hom oor die gesel swaai, soos Midian verslaan is by die rots Oreb. En sy staf sal wees oor die see, en hy sal dit ophef op die manier van Egipte. En in die dag sal sy las afgly van jou skouer, en sy juk van jou nek, en die juk sal tot niet raak vanweë die vettigheid. Hy oorval Ayat. Hy trek deur Migron. In Migmas laat hy sy pakgoed agterbly. Hy trek oor die nek, laat Geba ons nagverbly wees. Rama bewe, Gibea van Saul vlug. Skree dit uit, dogter van Galim. Luister laas, arme Anatot. Madmena vlug, die inwoners van Gebim soek skuiling. Vandag nog staan hy in Nob. Hy swaai sy hand teen die berg van die dogter van Sion, teen die heuwel van Jerusalem. Maar kyk, die Here van die leerskare slaan met skrikwekkende geweld die takke af, en die hoog uitgegroeides word omgekap, en die verhewenes neergegooi. En hy sal die digte takke van die bos met yster omkap, en die Libanon sal val deur die heerlike. Net tot sover ons skriflesing, mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord. Kom ons bid saam. 'n Wonderlike Vader, ons is opgewonde op ons Via Dolorosa, op ons pad na die kruis, na die Paasnaweek, en ons sien met verwagting daarna uit, Here, dat ons weer kan herdenk hierdie grootse verandering in die geskiedenis van die mensdom wat U teweeggebring het, Here Jesus, aan die kruis. Dat U dit moontlik maak dat sondaar mense soos ons genade kan vind. Dat ons vergifnis van sonde kan vind. Dat ons die heerlike kan ken en iets van U heerlikheid in ons lewens kan ervaar. En met daardie uitsig na die wêreld kan kyk. Deur U oë na die omstandighede om ons.
En daarom is ons gebed, Here, skryf ook hierdie boodskap in ons harte. Maar Here, ons raak soms baie benoud as ons kyk na hoe die golwe slaan en hoe die nasies te kere gaan en in ons eie land, die hartseer en tragedies wat plaasvind. Here, vandag wil ons opnuut aan die opdra ons boeregemeenskap. Ons bid vir ons boere, Here, ons bid in die besonder vir hulle wat geweldige groot verliese gely het. Ons bid vir hulle, Here, wat nie verder kan boer nie. Ons bid vir hulle wat moedeloos is, hulle wat teen die grond is, hulle wat nie weet watter kant nie. Bid vir hulle, Here, wie se harte breek elke keer as 'n dier moet afgemaak word en doodgemaak word omdat die dier te siek is om te leef. Ons dink aan hulle, Here, wat hierdie kalfies moet begrawe, paar dae oud en wat vrek. Ons dink aan die hartseer, Here, in ons land en ons gebed is ontferm U oor ons mense en wees ons genadig, Here. Ons bid dat U uitkoms gee, Here. Ons kyk na die politiek en al die dinge daar rondom, Here, en dit maak ons ontsteld en kwaad en ons gebed is, Here, U is genadig. U is God, U is in beheer. Ontferm U ook oor ons in hierdie situasie. En wees ons boere genadig, Here. Here Jesus, ons weet dat U in beheer is en niks sommer net gebeur nie. En daarom is ons gebed, Here, as U ook deur hierdie omstandighede ons nader trek en deur hierdie omstandighede ons op die knieë bring, Here, dan is dit die moeite werd dat ons voor U kniel in diep afhanklikheid en vra, Here, help. Here, ontferm. Here, wees ons genadig. En dit bid ons ook vir ons as gemeente, Here, ons bid in die besonder vir ons senior lidmate, ons vra, Here, ontferm U oor hulle wat siek is en swaar kry en wat uitdagings ervaar en soms oorweldig voel, Here. Ons bid vir ons verbondsgesinne in elke huwelik, ons kinders, ons dra hulle aan U op, Here, en ons bid dat U ons kinders seën. Ons dankie vir die pragtige kinders wat U in ons gemeente toevertrou het en ons bid, Here, dat U ons verbondsonderrig seën. Here Jesus, so bid ons ook dat U ons kerkraad sal lei en die toesig wat hulle oor ons kudde hou, oor die gemeente hou, en Here, en dat U ook die diens wat daar gedoen word sal seën. Ons dankie ook vir die susters en hulle ywer vir die koninkryk en ons vra, Here, dat U hulle werk seën. Nou is ons gebed, o Vader, skryf ook hierdie boodskap in ons harte dat ons daar volgens leef in Jesus naam. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons ervaar die spanning terwyl die mense van die mure van Jerusalem af toekyk en die vyand kom al nader, vers 28 van Ayat, daar van Samaria se kant af, is hulle op pad. 185.000 van die gewapende soldate kom om te vernietig, hulle trek by Migron, by Michmas, oor die nek na Geba, waar hulle oornag, en die verspieder sê, die vyand is op pad, hulle kom na Jerusalem toe. En hulle weet, daar is nie manier wat hulle dit sal kan oorleef nie. Ou koning Agas het gaan kyk daarbo na die waterdamme, is daar genoeg water vir 'n belering, maar hy moes ook besef, daar is nie genoeg water om lank te hou teen 'n belering van die Assiriërs wat op pad is nie. En hulle is op pad, hulle kom, Rama bewe, hulle hoor die geskreeu uit Galm, hierdie leer kom, en hy is baie sterk op pad. Daar was altyd nog gerugte van, daar kom dalk 'n vyand, maar nou hoor hulle, die verspieder sê, ons het hulle gesien. Hulle kom om ons te vernietig en te verdelg. En die vraag is, maar wat is die Here se doel daarmee? Israel is tog die volk van die Here, en nou kom die bose nasie met sy bose weermag om ons te vernietig en te verdelg. Hoe kan daar enigiets goed daaraan wees? En nou kom die Here in hierdie gedeelte en hy sê, weet jy wat? Stel jou voor, hier is 'n byl in my hand. Maar hierdie jou byl het 'n kwaaie gesiggie op. Maar hierdie byl is in my hand. En ek gebruik die byl. Ek kap met hierdie byl. Ek kap die bome af wat ek wil af hê.
Ek gebruik selfs die bose in my planne en in my hand. En dit is vir ons verbuisterend om so daaroor te dink. Ons kan nie dink dat die Here ook boosheid verdra en selfs gebruik in sy hand. In die eerste verse wat ons gelees het, vers 5, sê hy, wee Aser, en dan noem hy Aser die roede van my toren, en 'n stok is hy, en hulle hand is my grimmigheid. God sê, ek gebruik hierdie byl om my doel te bereik. En dit is hierdie skokkende teologiese waarheid dat die Here selfs die goddelose kan gebruik, 'n wrede nasie kan gebruik, en dan noem hy sy eie volk in vers 6, ek stuur hulle teen 'n roekelose nasie. En ek dink daar was baie wenkbroue wat gelig het en vir Jesaja gesê het, maar hoe kan jy so 'n preek vir ons gee? Ons is tog die volk van die Here. Hoe kan jy vir ons roekeloos noem? Vers 6, volk van my grimmigheid. Hoe op die aarde kan jy die Israeliete daardie naam gee, volk van my grimmigheid? Maar nou sê hy, kyk terug oor die afgelope 9 hoofstukke. Wat leef in die harte van my volk? Is daar nie 'n hoogmoed? Is daar nie 'n gryp na strooihalms in plaas van vertroue op die Here nie? Is daar nie 'n strewe na selfvertroue in plaas van godsvertroue nie? Is daar nie 'n liefdeloosheid onder my volk vir mekaar? Die regters wat moet sorg vir die weduwees en die wese, hulle maak hulle sakke vol en buit mense uit. Dis hoe die harte van my volk lyk. Dis waar hierdie naam vandaan kom. Hy sê uiteindelik is daar 'n vertrapping soos die modder van die strate, en dit is die hartseer, dit is die gevolg van jou keuses en die gevolg van jou optrede. Maar nou kyk ons na die ou byltjie, en die ou byltjie is baie vies en boos. En die Here sê, dis nie die bedoeling van hierdie ou byltjie se hart nie, want vers 7 sê hy, sy hart dink nie so nie. Die Gladbeleser, die 3de, sê daar, nee, ek sal die nasies vertrap, ek sal hulle verdelg, ek sal hulle vernietig. Dis hoe sy kop dink en sy planne, en dis wat hy wil doen. In sy denke is hy nou die imperialistiese ryk wat almal inneem en almal verdelg en almal buig voor hom. Maar in vers 15 hoor ons hoe die Here sê, daar is 'n verskil tussen die motief van die houtkapper en die motief van die byl. Die byl wil vernietig, Assirië wil vernietig en verdelg, maar die Here gebruik selfs hierdie ou byl vir sy doel om sy volk terug te trek, sy volk te louter, te dissiplineer, terug te bring na hom toe. God se motief is sy liefde wat hulle dryf en hy wil hulle terugtrek, selfs al gebruik hy hierdie Assiriërs. Assirië se motief is selfverheerliking, kyk hoe magtig is ek, almal moet voor my buig. Maar die Here het 'n groter doel. In die lydenstyd kyk ons na die Here Jesus, hoe hy aan die kruis vir ons betaal het. Maar om tot by die kruis te kom, was daar ook 'n Judas Iskariot. Was hy ook die byl wat gedink het, hy maak sy eie sak vol met die silwerstukke van die rabbies wat hy omgekoop het, of wat hom omgekoop het om Jesus te verraai. Die Bybel teken vir ons baie duidelik die boosheid van sy hart, gevul met geldgierigheid en verraad, sy bose bedoelings, was uiteindelik 'n byl in die hand van die Here, was uiteindelik deel van God se raadsplan. Hy het dit nie besef nie, net soos die koning van Assirië dit nie besef nie, was Judas ook 'n instrument, selfs hy het dit nie geweet nie. Maar kom ons kyk nou na die dwaasheid van hierdie byl. Die motief, sê vers 10 vir ons, of Jesaja 10 vir ons, is sy eie hoogmoed.
Hy sê in vers 8, my vorste is almal konings. Hy sê in vers 9, die een na die ander het ek hulle ingepalm, en hy gebruik die beeld van 'n voëlnesie. As jy in daai voëlnesie kyk, dan sien jy net klomp eiertjies. En hy sê, dis so maklik soos hierdie klomp eiertjies bymekaar te maak, so maklik neem ek al die volke in en oor, en ek vernietig hulle weermagte en hulle stede, en ek maak al hulle skatte vir my bymekaar. En hy sê, dit is soos 'n mamma voël wat nie eers piep nie. Daar's nie eers 'n vlerkie verroer nie. Daar's geen teenstand gebied, geen ma wat op hom afduik om hom te probeer wegkry van die eiers nie. Dit is so maklik, hy die wêreld inneem. En dan kom die Here en hy sê, nee. Hy's besig, vers 12, ek met my volk in Sion en in Jerusalem, ek is besig om in die harte van my kinders te werk. En jy is 'n instrument in my hand. En wanneer ek tevrede is met die werk in my kinders se harte, vers 12, dan sal ek besoeking doen met die vrug van die grootsheid van die hart van Assirië en van sy koning. Die motief is duidelik hoogmoed, die grootsheid van sy hart. Hy het gedink, hy is die wêreldheerser en daar is geen keer aan sy mag nie. Maar die Here spot hom, wanneer hy in vers 15 vra, kan 'n byl hom beroem teen die wat daarmee kap? Want dis wat daar gebeur het. Die ou byl sê, joh, kyk al die bome wat ek afgekap het, ek is daarom 'n regte wille byl, en dan kom die Here en sê, wel, ek is die houtkapper. Ek kan jou in 'n oomblik breek en jy kan nie meer bome kap nie. Ek kan jou yster smelt en sommer 'n lepel daarvan maak, ek kan jou hout gebruik vir vuurhout. Die Here konfronteer deur sy profeet Jesaja hierdie magtige koning en hy noem hom 'n byltjie in die hand van die houtkapper. Die dwaasheid van wat die skepsel uitdink as hy dink hy is belangriker as die skepper. Hierdie tyd waarsku die Here ons ook in hierdie lydenstyd. So maklik as ons ander planne het as die Here se planne. Agas het ander planne gehad as wat God vir hom wou gee in Jesaja 7. Die Here het hom gewaarsku. Assirië se trotse hart, daarvoor word hulle verantwoordelik gehou. Hulle motiewe. En daar is so 'n fyn lyntjie vir jou en vir my wanneer ons na hierdie dinge kyk. So maklik dat ek na my prestasies kyk en my dinge wat ek bereik het in my lewe en dink, joh, ek is daarom oulik hoor. In plaas van dankbaarheid teenoor God vir elke ding wat aan my gegee word en aan my toevertrou word. So fyn lyntjie tussen 'n instrument van die Here wees en ek kom nie eers agter ek is dalk instrument in die hand van die duiwel nie. En Petrus het dit geleer telke male. Ons sien hoe die Petrus die verbuisterende uitspraak maak na 3 jaar wat hulle as disippels saam met Jesus geloop het, voordat Jesus by Caesarea Philippi omdraai na Jerusalem toe in die kruisiging tegemoet gaan. En hy vra vir hulle, wie sê julle is die seun van die mens? En Petrus maak hierdie fenominale uitspraak, u is die Christus. En as Jesus kan sê, ja, na 3 jaar se werk saam met julle dag en nag, sien julle dit? Glo julle dit? Verstaan julle dit? Ek is die Messias. En in die volgende sin praat die Here Jesus oor sy kruisiging en sê, dieselfde Petrus, mag God dit verhoed dat dit nooit gebeur nie. En wat sê die Here? Gaan weg agter my, Satan. Van hierdie bergpiek van hierdie openbaring wat God vir hom gegee het, Jesus is die Christus, na die volgende, wanneer hy Jesus se mond hoor, gaan weg agter my, Satan. En nie en ek moet besef, dis so maklik. Die een oomblik voel ek naby aan die Here en leef ek toegewyd aan hom, en in die volgende oomblik gaan dit oor my en my belange. Hierdie is 'n waarskuwing vir ons, moenie byl, moenie dink dat jy die belangrike is nie, dit gaan oor die houtkapper.
Hierdie koning het hom verhef en die Here het hom baie vinnig aarde toe gebring. Petrus het dit geleer, die een oomblik was hy nog saam met Jesus by die laaste avondmaal en het hulle saam die wonderlike woorde van die Here gehoor en saam geëet. En was hulle daar in die tuin van Getsemane saam met Jesus. En het hy sy swaard gebruik om Jesus te verdedig en die oor van die slaaf van die hoëpriester Malchus raak geslaan en die Here het hom gesond gemaak. En 'n paar ure later kyk Jesus na hom. Toe die haan gekraai het en hy Jesus die 3de keer verloon het. Wanneer die absolute hoogtepunt van naby God wees, dan die dieptepunt van sonde. Hierdie is 'n waarskuwing. Hoor wat sê die Here vir Kain in Genesis 4 vers 7, hy sê, die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Dis 'n boodskap vir jou en my. Jesaja 10 waarsku ons. Ons is in 'n oorlog, 'n volskaalse oorlog teen ons sonde. En hy loer na jou en sy begeerte is na jou. Hy lê voor jou deur, maar jy moet daaroor heers. Want, en dis die volgende punt, daar is gevolge vir boosheid. Boosheid dra in homself die saad van vernietiging en dit moes Tiglath-Pileser die 3de ervaar. God se doel was, hy is instrument, 'n byl in die hand van die Here as stigtiging vir sy volk. Hy is die lat wat die straf uitdeel, sodat sy volk kan terugkeer na hom. Maar wanneer hy hom verhef, wanneer hierdie byl nou kwaai oogies het en hy dink hy is die een wat alles uitvoer, dan hoor ons hoe die Here Assirië vernietig. Hoor hoe praat hy in hierdie gedeelte wanneer hy sê, ek bring 'n maarte onder die vettes, soos iemand uitteer met 'n siekte. Hy praat van die verterende vuur, die lig van Israel wat die vlam word, wat die Assiriese bos afbrand. En hierdie bos is die beeld van die Assiriese weermag, hierdie leer wat groot is en amper nie getel kan word nie. Al die soldate word in 'n enkele dag verbrand, sodat 'n klein seentjie op sy handjie kan tel hoeveel mannetjies oor is. Die Here sê, God slaan met 'n skrikwekkende geweld die takke af en laat die bome val. Hulle was op pad van die een na die ander dorpie, hulle kon in Jerusalem al die leer sien, en net voor hulle by die stad kom, sien ons hoe die Here die totale bos afkap op een slag. Hy praat van die vuur van buite, wat vernietig en die siekte van binne, en wat hy sê is God het alles tot sy beskikking om sy oordeel te voltrek. Elke keer as hy dink nie, hy het gewen. So Satan, toe Jesus gekruisig word en sê, Vader, in die hande gee ek my gees oor. Toe hy met 'n harde stem roep en sy laaste asem uitblaas, en die Satan dink, nou het ek gewen. Dis waar hy verloor het. Dis waar Jesus die oorwinning behaal het. Die leë graf juig dit uit. Jesus leef en ons met hom. Ek dink dit was, en dit het my opgeval toe ek dit nou weer lees in Lukas. Toe hy nou daar in die binnehof is, by hierdie slavinnetjie wat hom konfronteer, jy is een van hulle, en hy sê, ek ken die man nie, en hy begin vloek. En dan staan daar in Lukas, en Jesus het vir hom gekyk. Dis een ding as jy by Jesus is, in die bovertrek, en hy deel vir jou uit, die brood en die wyn. Dis een ding as hy vir hulle verduidelik, wat gaan gebeur. Dis
Is iets anders as jy daar staan en jy besef wat ek nou gedoen het. En Jesus kyk vir jou. En dan staan daar, Petrus het uitgegaan en hy het bitterlik geween. Die Griekse woord ontroostbaar gehuil. Maar wat 'n kontras. Judas Iskariot was ook jammer oor wat hy gedoen het. Maar hy het daai geld gevat, hy het dit probeer teruggee, hulle wou dit nie teruggee nie, hy het 'n stuk grond gekoop, homself opgehang, selfmoord gepleeg, geval en oopgebars, en hy is vir ewig verlore in sy sonde, hy het nie na Jesus teruggekom, geen vergifnis gevra, geen vergifnis ontvang nie. Petrus was ook platgeslaan deur sy sonde, dat hy ontken het dat hy Jesus ken, dat hy gejok het daar, dat Jesus vir hom gekyk het en oor die skouers van die soldate het hy in die oë van Jesus gekyk en hy was so skaam dat hy nie eers wou in Jerusalem bly nie. Hy het teruggegaan na Galilea, hy het weer gaan visvang, wat hy maar ken, en nou sit hy hier op sy bootjie in Johannes 21, en hy kyk en hy kan dit nie glo nie. En hy vra vir die manne, sien julle? En hy sê, daar is Jesus. Maar dit is 100 meter van die wal af. En nou Petrus is op Petrus en hy duik in en hy swem die 100 meter tot daar by die wal. En nou staan hy voor Jesus. En Jesus vra vir hom 3 keer, Simon, seun van Jona, het jy my lief? En 2 keer antwoord hy, ja Here, u weet dat ek u lief het, en in die 3de keer bars hy uit in trane. En dis daar waar Jesus hom herstel, waar hy die impak van vergifnis ervaar. Wat beteken dit dat Jesus jou nie net herstel nie, want elke keer sê hy vir hom, gaan pas my skape op, ek het nog vir jou werk in my kerk, gaan staan jou plek vol in my kerk, dis waartoe ek jou roep. Hy wat gesê het dat hy Jesus nie ken nie en so skaam was daaroor, Jesus stel sy kop op, en hy sê, gaan werk vir my. En dis wat Jesus doen met jou en met my. Ons is baie keer so arrogant in ons lewe, as ons dink dinge gaan oor my, en as ek nie kry wat ek wil hê nie, is ek vies en boos. En dit wat ek bereik in my lewe, kyk ek terug en ek sê, joh, ek as byl is daarom nou oulik hoor, en ek besef nie, ek is eintlik instrument in God se hand. En ons kyk na die wêreld om ons, sit die nuus aan en ons kyk na wat om ons gebeur en ons is angsbevange oor die byle wat om ons huil. Maar die Here sê, byle is niks, oppas vir die houtkapper. As jy wil vrees, moenie vir die byl vrees nie, vrees vir die houtkapper. Want hy is die Here van die leerskare. Hy is die God van hierdie hemelse weermag. Hy is die God van oorlog. En wat hy vir jou en my sê is, hou op om jou eie oorlogie te voer, in jou eie krag te probeer veg. Kyk wat het in Jerusalem gebeur, die vyand was op pad, maar die Here het vir hulle geveg, die oorlog was onmoontlik om te wen. En as jy daar is, as jy dink, Here, ek kan nie wen nie, net as ek dink ek is 'n halwe tree voor, dan val ek weer in my sonde. Here, wees my genadig. Sê die Here vandag vir jou, die Here van die leerskare, hy sal vir jou veg. Gee vandag opnuut jou vuil hart, dat die bloed van Jesus jou skoon was. Vuil gedagtes, dat hy jou reinig. Vuil lewe, dat hy jou skoon maak. Kom na hom toe. Swem jou 100 meter. En verklaar jou liefde vir jou Vader. Want as jy na hom toe kom en sê, Here, ek het teen U gesondig, teen die Vader gesondig, is hy die een wat na jou hart klop en jou omhels en jou soen, en vir jou sê, ek het vir jou toekoms. Ek berei vir jou 'n wonderlike toekoms voor.
Kom vandag na. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kan dit amper nie verstaan dat U selfs boosheid kan gebruik om U doel te bereik nie. En ons weet, Here, U is nie die outeur van sonde nie, dis ons eie bose harte wat ons motief is van hoekom ons baie keer dinge doen soos wat ons doen, en dit sien ons in die geskiedenis. Maar Here, dit maak ons ook pynlik bewus van hoe ons self na die wêreld kyk en na die dinge om ons kyk. Dit wat ons bang maak en dit wat ons angstig maak. Vandag bring ons dit alles na U, Here, en ons vra, Here, neem U beheer van ons eie harte en gedagtes. U is in beheer. U is die God wat die houtkapper is, wat alles na U wil rig. Rig ook ons gedagtes en harte na U wil. Dankie, Here, dat U ook ons toevlug is, ons beskermer is, ons God is, ons Vader is. Ons loof U in Jesus naam. Amen. Leer ons om in eie oë klein te wees voor U, o Heer, diep bewus van onvermoë om U naam opreg te eer. Maak ons nederig en stil om te lewe soos U wil. Ook vers 2, kom ons staan en loof die Here. Leer ons om in eie klein te wees voor U, o Heer, die bewus van onvermoë om U naam opreg te eer. Maak ons nederig en stil om te lewe soos U wil. Daar is by ons soveel weerstand, leer U wil, U woord, o Heer. Ons bied soveel kere teenstand, wil ons nie deur U laat leer. Skep in ons 'n nuwe gees, laat ons U gehoorsaam wees. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle almal. Amen.